Vader, ons kan sê ons vertrou U. Ons kan sê ons glo. Ons kan 'n miljoen goed sê. Maar as daar nie geloof by dit is nie, kan dit U nie behaag nie. En ek bly terugkom na Jerigo se mure, wat uiterlik onmoontlik lyk. Sê God, staan terug, ek sal dit doen. U doen dit deur al die eeue. Dankie dat U dit vanmôre weer doen. Dankie dat ons weet U is die waarmaker van die woord. Dankie dat U God is, nie 'n mens dat U sou lieg nie. Dankie dat U in totale beheer is en dankie dat alles op hierdie aarde en in die hemel aan U onderworpe is. U woord is die hoogste gesag. Dankie vir U Heilige Gees. Dankie vir deurbrake, dankie vir genesings, dankie vir oorwinnings. Dankie vir die mooiste getuienisse wat ons gaan hoor. Ons prys U, nie oor 'n maand, nie oor 'n jaar nie. Nou, want God is 'n God van haastig wees. En ons eer U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ouens, die Here bly goed. En die aanvalle is ongelooflik baie. En ons het soveel beloftes wat ons opstaan. En dis jou geloof in aksie. Natuurlik my gebruikelike begin. Hier's 'n klomp goed wat gebeur en ek het Vrydagoggend gaan sit en ek het nie idee gehad wat is my boodskap nie. Ek was dis baie min dat dit gebeur dat ek so ver kom. Want ek hoop al hier by Dinsdag begin iets broei. Maar niks. Ek sit al Vrydag in die kantoor, ek sê, "Jo, Here, nou moet U asseblief praat." En daar begin gedagtes vorm in my hart en dit kom en na ek my boodskap uitgewerk het, gaan ek toe en ek gaan klim bietjie op die nuus. Ek vat nie my nuus my boodskap uit die nuus nie. Ek vat my boodskap en dan gaan ek nuus doen. Dan kyk ons en ek sê vir my vrou 2-3 keer gister, God is so goed. Hierdie wat gisteraand op die nuus gekom het, staan my boodskap gesit. Wat vir my een ding sê, God bevestig wat hy doen. God is besig om te bevestig wat hy vir ons in sy woord sê. So, groot dinge, Muslim City in Texas. Ja, hulle bou 'n groote daar met 1000 wonings en hulle eie moskee. Dis vreemd, né? Texas. Hulle was Texas. Kyk. Hulle in die hartjie van Amerika. Jy weet wat sy groot skatte. Dankie. Is iemand wakker? Daar's olie. Alraai. Iran gaan kom. Hulle gaan kom met 'n verrassing. Moenie 'n fout maak nie. Daai ouens vertrou jy glad nie. So hulle gaan met 'n verrassing kom. Ek dink, ek sê dit totaal nederig. Ek dink Trump hardloop uit idees uit. En ek dink hierdie Indiane, niks met julle twee nie, hoor, hulle het 'n baie beter, slimmer plan. Dankie, jy skerp, hoor. Waardeer. OK, die nader nuus van moeilikheid, ouens, vir ons, hierdie president van hierdie land, is besig met groot stories. Onthou, hy het gekyk, Donald Trump sit en hy teken nuwe wette. OK, hy is besig om die wet van 1961, eiendomsregte, ons logika, hulle is besig al baie lank hiermee. Hulle gaan die wet verander. Hy het dit klaar besluit. Julle kan maak wat julle wil. Sorry, daai plat nie is glo ek in elk geval nie. OK. Die implikasies van as hulle die wet gaan verander, kan hulle jou grond vat sonder vergoeding, maar dit gaan nou 'n bietjie verder. Alle goud, Bitcoin wat jy het, moet jy verkoop aan die staat. OK, moenie laat jou kop nou polities weghardloop nie. Ek waarsku julle, dis al wat ek doen. OK, hierdie kom uit verskeie oorde, dis nie een ou wat duimsuig gedoen het nie. Alright, so
Hulle wil met hierdie regulasies kom as dit gaan na AI toe. Ek sien Elon Musk is skielik 'n groot vriend hier. Hulle was nie te lank terug nie groot vyande. OK, so hulle verwelkom sy Starlink goed hier. Hulle gaan jou wagwoorde, jou pins, jou van jou laptops, jou fone, jou besigheid, jou banke, alles. Hulle gaan dit eis, die regering, en jy gaan nie 'n keuse hê nie, gaan dit moet gee, want hulle gaan ons beheer. Daarom het hy die 4de November verkiesingsdatum. Hy's besig om die mooiste goed vir sy volk te doen, om stemme te trek. Daarom vat hy die verkiesing na die einde van die jaar toe. So hy gaan sy planne baie mooi in plek kry. En dan kom daar die doodskoot. Alright. 'n ander interessante ding, ANC en die EFF wil saamsmelt. Ek het gesien die Zulus het Vrydag het hulle geprotesteer. Pretoria, Johannesburg, Durban. Hulle sê ons is gewoond laat bloed vloei, ons is nie bang nie. So hier's 'n ding in die gang. Kan ek een ou kry wat in die polisie is wat vir my sê ek praat waarheid? Dankie. Want hier's 'n ding besig in die roer. En ons sê altyd, hulle gaan met mekaar beklei, omdat ek en jy staan as blanke in die pad. OK, dan is daar, Joodse aanval in Engeland is baie kwaai, hulle het gevra, al die Jode moet uit Engeland. Chile se studente is in 'n totale opstand. Verskeie lande het nou hulle mense gevra, hulle moet uit Iran uitkom. Hierdie polisiemoorde is 'n groot storie, hulle het nou weer 2 ouens geskiet. Daar is 'n 50 biljoen euro bedrogsaak aan die gang. Nou, polisie en banke, hand aan hand. Alright. Dis hoekom hulle daai 2 ouens sommer net in die kar loop skiet het hierdie verlede week. Alright, die opstande teen die buitelanders is vir my 'n ander storie. Hulle begin nou opstand raak oor al hierdie ouens, maar ek weet nie wie het Trump geluister, nie Trump nie, ek sies Ramaphosa. Hulle lyk my hulle praat dieselfde mond uit. Hy het op die nuus gesê, dis op die radio nuus. Al die aliens moet uit. Except for the guests. Nou vra ek julle. Wie is die gaste? Hulle het mos nou 'n klomp daar in McDonald's doodgeskiet in Johannesburg, 3 van hulle nou die dag. Sakemanne. Ek dink hulle is almal Sudanese. Alright, sê die goed kom al hoe nader. Alright. En dan natuurlik is daar 'n ding wat gebeur wat ek dink ons hopelik nie gemis het nie. Skepe lê steeds, olie sukkel om uit te kom. Die grootste oliestorm is besig om te broei. Iran dreig die IAU-lande en dan natuurlik Trump het al sy soldate uit Spanje, Italië en Duitsland onttrek. Dis nie goed nie. OK. Dis nie goed nie. So ek wil vanmôre met u praat oor ons is op die drempel van chaos. Ons wil dit nie hoor nie, ons moet dit hoor. Ek kan nou vir die Here sê, ek wil vanmôre 'n liewe Jesus preekie preek. En hy sê vir my, jy sal hulle waarsku. Alright, so wat beteken die woordjie chaos? Dis 'n skielike verwoesting. Die Engels is apocalypse, wat beteken in Grieks openbaring of uncovering. 'n wêreldwye verwoesting. Dis dit jy mekaar spul, dis nagnella. Moet nou nie vanmôre sê, wil dit nie hoor nie, ons moet dit hoor, want ons moet gereed wees. Aan die einde sal ek jou bemoedig, want daar is moed, daar is altyd hoop, met God saam. Ek sien, Amerika wil nou supersoniese wapens wil hulle aanwend. Dis desperaatheid, want die kern kan ernstiger begin, want Trump wil nou al die kern, selfs die stof moet hulle teruggee. Iran sal nie. Ons weet teen die tyd, die moslems sal nie. OK. So die 3de wêreldoorlog kom al hoe nader. Dis feite. Hongersnood kom al hoe nader, want al hoe meer bote lê nog steeds vasgenaal. Kan nie deurkom nie. Gates het natuurlik die regte op al die plase, en ek dink Holland. Dries, is ek reg? Hy het al die regte op die plase gevat in Holland. Hy het baie grond in Amerika, baie plase gekoop.
So, dit gaan ons kos raak. My eie skoonseun het vir my sê, pa, die oeste lyk nie sleg hier nie, plaaslik, maar hulle wil nie betaal nie. So wat gaan gebeur? Die goed gaan vrot word. Okay, wie gaan op die einde van die dag kort kom? Ons wat wil gaan koop. Alright. Toe kom die storie en dit tref my toe. Ons liewe vriend, koning Charles, hy gaan Amerika. Nou ons ander vriend, wat ek in elk geval nie vertrou. En daar waar hulle die diner gehad het, was alles met goud. Nie wie van julle het gesien nie. Goud, want die koning is daar. Okay. En by hierdie diner was die grootste, sterkste wêreldleiers, CEO's van al die groot companies. Wat soek hulle by 'n staatsbesoek? Alright. En ek dink tussen hierdie ouens wat daar was, dit die anti-kris. My opinie. Hy gaan definitief nog nie gebore word nie, hy is hier. Hy moet geopenbaar word. Goeie nuus. Kerk moet weg wees. Al daai ouens wat daar sit, multi-biljoenêrs, gaan die knie voor God buig. Alright. Toe kry ek Daniël 7 vers 3 tot 8. En 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu, hy het vlerke van 'n arend gehad. Baie interessant, hier is Engeland en Amerika. Die leeu en die arend. En ek vra die Here, hy sê, gaan kyk wat sê Daniël. Ons is daar in tyd. Okay? Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is. Wie se vlerke word uitgeruk? Amerika se. Want Amerika word nie in die Bybel genoem nie. Die leier word in die Bybel genoem, maar Amerika word nie in die Bybel genoem nie. Dankie, Tannie Mattie ken haar woord. Totdat sy vlerke uitgeruk is en het van die grond af opgehef en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en daaraan 'n mens se hart gegee is. Wie is die mens se hart? Ouens, kom ons dink vanmôre. Moenie glo wat die pastoor net sê nie, dink. 'n mens se hart, die anti-kris. Die hele wêreld skree vir vrede. Trump het alles probeer. Trump het hard geraak. Trump praat hard. Trump sê ons sal. Trump sê ons sal julle verwoes. Dis sy woorde. Maar hier kom 'n mens se hart en die logika vir my kom, dan kom 'n ou en hy staan op en hy bring vrede op die aarde. Hy het 'n mens se hart. Okay. En kyk 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vlees. Ons weet dit is Rusland. Rusland sit op die agtergrond. Rusland dreig. Rusland sê hy sal al hoe meer wapens vir Iran gee. Maar hier kom 'n interessante kinkel in hierdie kabel. Okay. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, Afrika. Okay. Hier's nog interessant, kan ek dit ook sommer ingooi. China het Vrydag aand besluit 53 Afrika lande se invoer-uitvoer is gratis. Hulle gaan beslag lê op al die minerale. Dis logika. Alright. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad en hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad, 10 konings. Gaan werk uit wie hulle heers nou. Die een moet opstaan, hy moet uitgroei, die een horingkie moet opstaan. Die anti-kris. Okay.
terwyl ek op die horing ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos mens oë en 'n mond wat groot dinge spreek. Alles dui op die anti-kris. OK. Hou dit in gedagte. Vrede, vrede, vrede is al wat geroep word. Die enigste vrede is die vrede wat Christus gee. Sagaria 12 vers 2. Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming. En ook teen Juda sal dit wees tydens die belering teen Jerusalem. Vir wie moet ons bid? Jerusalem. Hy sê nie bid vir Israel nie. Hy praat van Jerusalem. OK. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Al die volke, elkeen wat dit optel sal hom daarmee sekerlik seermaak, en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Die enigste nasie nou wat nie teen hulle is nie, is Amerika. En hy gaan sy rug draai. Hy gaan sy rug draai. Alright. So. Verse 6 van Jesaja 2. Hy kom sê nou vir my 'n interessante ding. Gaan vir my na ek gooi jou rond, liefie. Jy het my reg, ek het jou verkeerd. Kom ons gaan terug daarna. Gaan vir my na vers 4 toe. Ekskuus. As ek by dieselfde een. Kyk, as ek skryf ek hoor. Ja, gee vir my Jesaja 2 vers 1, 4 tot by 22, ekskuus hoor. Goed, die woord wat Jesaja die seun van Amos gesê het, betrekking tot Juda en Jerusalem, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarteen toestroom. Dis besig om te gebeur. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons weer kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Goed, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smeer en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom huis van Jakob, laat ons wandel in die lig van die Here. Hier is die vrede wat Christus beloof. OK, van die wapens sal snoeimesse gemaak, hulle sal alles verwyder, want hierdie is die enigste vrede wat daar sal kom op die aarde. Nou, vers 6. Want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is. Luister wat sê hy, van wat die ooste aanbied, en van goelaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. Kinderseks, kinderhandel reg oor die wêreld. Waarvan af kom dit? Slegte nuus. Israel. God kla hulle aan. OK? En hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end aan hulle skatte nie. En hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaans nie. Israel is een van die sterkste lande in die wêreld, met al die wapens wat hulle kry natuurlik. Ook is hulle land vol afgode. Voor die werk van hulle buig hulle neer voor hulle vingers, wat voor hulle vingers gemaak is, en hulle beplan weer die grootste geyparade. Afgoderry, OK. So moet dan die mens neergebuig en die man verneder word, en u moet hulle dit nie vergewe nie. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond. Hoor wat sê hy, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Met ander woorde, gaan in die skere van die verwoesting kom. Waar is die veilige plek? Dalk in die berge, in die spelonke. Ander plek sê die woord dit ook vir ons. Die hoogmoed van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word, en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. So die verwoesting moet kom.
Die hoogmoed moet gebreek word, die afgoderry moet vernietig word. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare oor al wat trots en hoog is en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. Gaan luister na enige wêreldleier, veral in die ooste. Hulle praat net, ons maak reguit wat krom is met ons geld. En ons praat van miljoene, biljoene. En oor al die hoë en verhewe sedes van die Libanon en oor al die eikebome van Basan, onthou dis leiers. En oor al die hoë berge en oor al die verhewe wewels en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure. Gaan kyk hoe lyk die oosterse lande. Wie die hoogste geboue? Sien so 'n spotprentjie. Ons gaan die hoogste een in die wêreld bou. Met bedrog. Stem nogal saam. OK, en oor al die skepe van Tarsus en oor al die kosbare pronkstukke. Nou waar staan hy skepe? Al die miljoene lê. Iran wil, ek weet nie hoeveel miljoen per skep en die Trump sê julle kry nie 'n sent nie. So ons gaan nie die skepe deel. Maar ons kos is besig om verrot te word. Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig, die trotsheid van die manne verneder word. En die Here alleen sal in die dag verhewe wees. En al die afgode sal geheel en al verdwyn. En hulle sal gaan in die spilonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die Here om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy gereed maak om die aarde te verskrik. Julle weet natuurlik die multibiljonêers het almal blyplekke in die berge. Hulle het huise, hulle is gebou, hulle het, wat noem hierdie goed, safes. Hulle dink hulle is veilig. Jy dit nie weet nie, is nie 'n storie wat ek jou vertel nie. Gaan kyk na die feite. Hulle het genoeg kos, ek dink vir 5 of 6 jaar vir hulle self opgegader. Hulle het die beste daar. Right. In die dag sal die mens sy silwer afgode, sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het, om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise. Dis wat God daarvan dink. Om te gaan in die skere van die rots en die klowe van die kraanse vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. As hy hom gereed maak om die aarde te verskrik, hy maak hom gereed om wat te doen? Sy toren los te laat. Al die tekens wat daar is, sien ons. Hy sê, ek doen niks alvorens ek my kinders nie waarsku nie. Aardbewings, vloede, oorlog, hongersnood, pestsiektes. OK? Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is, wat toe min is sy werd. En toe ek na hierdie klomp ouens kyk in daai vergadering saam met Trump hulle, en is interessant, Melanie Trump, ek kyk anders daarna goed. Het 'n pragtige rok aangehad. Maar sy het slangvelskoene aangehad. Kyk na die tekens. Ek het mos nou niks gesê nie. Het ek nou iets gesê? Ja, sukkel met die ouens, joh. So ouens, ons sien en beleef Daniël 7. Jesaja 13 kom, hy sê in vers 17. Kyk, ek verwek die meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen baat het nie, die meders en die perse. OK, God verwek hulle. Het die perse enige waarde behalwe aan wapens? Nee. Wat is besig om te gebeur? China en Iran is besig om blaas om mee aan te gaan. China sê vir Iran, ons soek julle olie. Iran sê vir China, ons soek julle wapens. En hierdie stupid land se leiers, hierdie pragtige land se stupid leiers, ons gaan maak 'n saak teen Israel. Gaan ons pak ry. Gaan ons pak ry. As jy teen Israel praat, praat jy teen God.
Alraai, so hulle dink, lyk vir my, iemand gaan vir ons sorg hier. En China kom en hy vat 53 lande. En hy sê, julle invoer, uitvoer kos julle niks. Wie besit ons? OK. Maar hulle bo sal die seuns neerwerp, en hulle sal hul nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie, hulle oog sal nie die kinders verskoon nie. Soos wie klink dit? Ek maak my kinders groot om moord te pleeg. Ek maak my kinders groot om 'n Jood dood te maak. Ek maak my kinders groot om deur die vuur te loop. Hulle het dit in Jehu se tyd gedoen, hulle doen dit in 2026 ook. Daar's steeds mense in die ooster wat hulle kinders in die vuur offer. En dit raak al hoe meer. Daniël 9:26-27. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors sal wat kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting, verwoesting, verwoesting. Dis klaar besluit. God het so besluit. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van gruwel sal daar 'n verwoester kom, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Hy sal 1 week lank met 'n sterk verbond sluit, en gedurende die 3,5 jaar, eerste 3,5 jaar, vrede. Die hele wêreld gaan agter hom aan gaan in verwondering. Die hele wêreld gaan hierdie ou net kryf, soos hulle Donald Trump nou kryf. Ouens, wat was, kom weer. Tot hierdie knaapie opstaan, nadat hy hulle gesê het, julle kan die tempel bou, dan stap hy in die tempel in, en hy sê, ek is God. Toelaat. Dan gaan die Jode sê, dis nie hy wie ons deursteek het. Dan kry hulle kans. Die kerk is nie naby nie. So as jy nog nie in die wegraping glo nie, bly dan maar vervlaks. Wag jy vir God se toorn. En kyk jy na die openbarings, want as ons na al die profete in die Bybel nie wil luister nie, hoekom sal ons vandag na die woord luister? Alright. So, daar was nie vrede nie alvorens die kerk weg is nie. Sagaria 14, vers 2 en 3. Want ek, God, sal die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Hier kom dit terug. Hy gaan die nasies versamel. Okay? En die stad sal ingeneem, en die huise geplunder, en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer. Hoor julle wie beklei? God sal uittrek stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Openbaring 16, vers 14, dankie. Hoor wat sê hy, want dit is die geeste van duiwels, wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde, en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. God se oorlog. Right, maar kyk hoor, geeste van duiwels, wat in die konings is, daar staan dit, wat die wêreld in verwondering laat staan. Wat maak dat lande hulle konings aanbid? Return of the Gods. Toe hulle die 2016 die sin oopgemaak het, het hierdie demone gekom. Die Bybel skryf van die poorte wat oopgemaak is. En onthou ek julle laasweek gesê, wat het hulle voorlaasweek Vrydag oopgemaak?
Apollyon, hulle die gees van vrees losgelaat oor die hele wêreld. En die goed kom. Gaan staan by hospitaalbed en sien julle rouvrees. Ons is hierdie week by 'n paar beddens. Glo my. Goed. 'n Groot moontlikheid wat nou besig is om af te speel, is Jesegiel 38:39. Alright. Ek het vir julle gesê van China en Iran. En wat hulle wel in gemeen het, behalwe olie en wapens, is hulle haat die Weste. Gaan kyk maar. Godsdienstvryheid is besig om te groet oral, maar hierdie ouens haat die Weste. En wie is die voorloper van godsdiens? Amerika. So alles wat westers is, haat daai twee lande, wat jou en my insluit. Alright. Daarom, ek en jy moet sterk staan, ons moet besef, God is in totale beheer, ons is in 'n transformasietyd as kinders van die Here. Die teenkanting is groot, hy is geweldig, maar daar is hoop. Daar staan so 'n kleinerige ouetjie met rooi hare, en daar staan 'n reus voor hom. Hoe groot is jou reus vanmôre? Jy het een antwoord, man. Jy kom na my met al jou geld, met al jou afdreiging, met al jou leuns, met al jou bedrog, want dit is al wat almal doen, die hele wêreld vol. Maar ek kom na jou in die naam van die Here. En jy reus sal val. Jy moet val, want ek kom na jou in die God wat die oorlog voer. Nie ek en jy nie. Ek en jy moet hom loof en prys. Ons moet sy naam groot maak. Ons moet hom verheerlik. Die deure bly vir jou toegaan. God maak hulle oop. Jy voel jy's beperk, jy's ingeperk. Jy voel ek kan nie meer nie, maar ek kry nie my deurbrake nie, die goed kom net nie. God alleen verander die seisoene. Onthou jy die begin van die jaar gepraat van 4 seisoene. Ons is in die laaste een. Ek sê dit baie prominent. Want hierdie goed wat kom, gaan ons onkant vang. Ons sit in slaap. Hierdie goed gaan ons onkant vang. En ek wil vir jou sê, stap hierdie seisoen in van oorwinning. Want God is besig met 'n transformation. Ons praat oor die Heilige Gees, en ek wil dit bitter graag ingooi, en ek glo Dr. Johan Karsten sal my dit vergun. Luister hom gisterand, hy het so 'n mooi ding gepraat, en ek hoop dit kan iemand inspireer. Ou pastoor Justus Du Plessis, van die AGS, hy was Mr. Pinkster. Waar daai ou gekom het die vuur geval, was altyd so. Maar hierdie oomie gaan na die diens toe, en hy wil so graag gevul word met die Heilige Gees. Jog, maar dit gebeur nie, maar hy voel daar so oplewing. Maar hy bly toe nou verkeerd bid. Hy bly bid, ek wil gedoop word in tale. Jy al my verhaal vertel. Okay. Nou ry die oomie huis toe op sy fiets. Maar kort terwyl hy ry, los hy die handles, en hy steek sy hande in die lug, en hy loof die Here. Ons kon dit doen toe ons kinders was. Ons kinders wat vandag fietsery weet dit nie, maar jy kan. Want ons het gebalanseerd, nie voor die TV en die games nie. Ons het daar gebalanseer. Dis feite. Man, en hy ry en kort sy hand in die lug, en voel hy, jy wil 'n ding gebeur. Vat hy maar weer die hendels, dan ry hy maar weer. En toe hy by 'n bruggie kom, toe hy so in die middel van die bruggie kom, toe steek hy sy hande in die lug. En hy val natuurlik, want dit is 'n bruggie. Maar toe hy die grond tref, toe praat hy in tale. Nee, nie die vloek die jy seer gekry het. Goddelike tale. En die volgende Sondag is die oomie in die kerk, by die NG, hy's in die NG kerk, hy sê die oomie sit daar met hulle mooi pakke, wit dasse, en terwyl die dominee praat, staan die ou op, hy sê,
mag ek asseblief iets sê? En die dominee kyk vir die hoofouderling, hulle het mos so gesit, né? Onthou julle. En die man het nie naby die vrouens gesit. Onthou julle dit? En die dominee kyk vir die hoofouderling, en hy kyk en hy sê, moet ek nou hierdie ou laat praat? En die ouderling sê, ja jong, hy praat tog so baie. Gee hom nou maar kans laat hy praat. En die oomie sê, julle almal gaan volgende week saam met my fietsry. Maak daarmee wat jy wil. So baie dat hy 'n klomp het. Dank die Here. 1 Samuel 17 vers 9 tot 8. Die steel van sy spies was soos 'n wewerbalk en die lem van sy spies was 600 sikkels yster. Skildraer het voor hom uitgeroep. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit in slag om 'n slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle man dat hy na my toe kan kom. As hy teen my kan veg en verslaan, sal julle ons slawe wees. Ek het 'n gemoed. Ek wonder of ek die regte skrif het. Ek dink dit is die regte een, ekskuus. Dit is waar wat gebeur het daar, laat ek net gou iets kyk as julle my sal vergun. Ok, dis die verhaal van Dawid en die reus. Kies ek het hom vooruit gehardloop. Kom ons gaan na my tweede laaste skrif toe. 2 Kronieke, en hier kom die moed. Verhard nie nou julle nek soos julle vaders nie. Gee aan die Here die hand. Wat sing ons vanmôre? Touching Jesus. Ok, hier staan ek. Nou staan die Here se hand daar, nou sê hy, ok, touching Jesus. Net jy my raak nie, Here. Los my. Hoe honger is jy? Ek het daar laasweek oor gepraat. Hoe honger is jy daar? Gaan jy jou hand uitsteek? Gaan jy al twee hande uitsteek? Gaan jy gryp? Gaan jy spring? Gaan jy desperaat raak sê, touch me Lord, ek het U nodig. Vat my hand. Kyk wat sê hy. Gee aan die Here die hand en kom na sy heiligdom wat hy vir ewig geheilig het en dien die Here julle God dat sy torengloed van julle afgewend kan word. Hy praat met kind van die Here. Alright? Want hoor nou hierdie belofte. As julle heel tot die Here bekeer, sal julle broers, luister hier, julle wat so huil oor julle kinders, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom, want die Here julle God is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend, as julle heel tot hom bekeer nie. Ons huil ons dood, my kinders wil nie die Here dien nie, maar as jou hart nie. Keer terug, sê hy, steek jou hand uit, ek sal jou kinders terugbring, ek sal hulle gaan haal. Jy kan nie jou kinders gaan haal nie, jy kan nie jou kinders red nie, net God kan. Alright, maar toe die hardlopers van die stad tot stad, land Efraim en Manasseh deurgegaan het tot by Sebulon, het hulle al uitgelag en met hulle gespot. Kinders van die Here, ons is daar. Hulle spot ons. So wat? Laat hulle. Laat dit jou inkrimp as hulle jou spot. Laat dit jou mekaar krimp. Nee man, skud jou hand op hierdie ouens. Doen dit meer bold. Doen dit groter. Praat harder. Verkondig die lof van jou Here. Alright. Maar hy sê maar, manne uit Asser en Manasseh en Sebulon het hulle verootmoedig. Verootmoedig. Die nie God het hoogmoed. Hulle het hulle verootmoedig en teruggekom na Jerusalem toe, na die plek van aanbidding toe, na die binnekamer toe, na daar waar God met jou wil praat, daar waar God met jou kan praat. Ook was die hand van God in Juda, sodat hulle, hoor bietjie gou hier, 'n eensgesinde hart gegee het. As daar nie eenheid is in enige plek nie, is die seën van die Here nie daar nie. As daar nie gasvryheid in enige plek is nie, is God nie daar nie.
Onthou ek het julle 2 weke terug gesê, ons is nie hierdie eksklusiewe kerkie, en jy moet tog om hemelsnaam God help ons, dat hier nie nuwe bekeerlinge kom nie, want hulle gaan nie hier welkom wees nie, want ons is eksklusief. Gaan jy asseblief soek vir jou ander kerk. Die hoere en die prostituie gaan ons voorwees. O, die Here help ons as hier nou 'n prostituut instap. Jou hoogmoed gaan jou val bring. Jou gasvryheid. Hy sê ons het engele gehuisves sonder dat ons dit geweet het. Moenie jou talk nie. Leef jou talk. Leef die woord, leef jou liefde, leef. Right. Eensgesinde hart om die gebod van die koning en van die owerstes volgens die woord van die Here, baie belangrik, te doen. Moenie 'n hoorder wees en sit en vrek nie. Wees 'n hoorder en gaan doen. Want die woord sê ons kan nie hoorders weet en niks doen nie. Jy beteken niks. Weet jy hoekom doen jy niks? Want jy glo nie. As jy vir my sê jy glo, dan vra ek hoekom doen jy nie? Oh, goodness. Ek sny vanmiddag al die vloeke weer af, maar is okay. Ek sluit af. Psalm 92 vers 10 en 11. Want kyk u vyande, o Here, want kyk, u vyande sal vergaan. Al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word. Hoor jy wie sê hy daar? Wie is jou my vyand vandag? Die ou wat hier in die kerk langs jou sit. Ja, ons werk dan so met mekaar. Nee, maar ek like daai ou nie, man, hy moenie naby my kom, ek soek hom nie meer nie, ek soek hom nie in my kring nie. Nee, jy is op pad hel toe. Die Bybel sê so. Want die gees in jou is vrot teenoor die gees van die ander. En die probleem is baie keer die afguns. Ek sien eerder die gees van Christus in daai een. Maar ons as kinders van die Here is so hoogmoedig. Dankie Tannie. Dis 'n groot waarheid. Dankie Tannie Mattie. Ouens, dis 'n eweld uit die kerke uit. Ek praat van die Hebreë kerk. Dan kan wil gemeente so iets. Nee. Moenie julle self flous nie. Hoe hartlik is ons? Is ons hartlik of is ons haatlik? Is ons hoogmoedig? Is ons nederig? Daai ou van wie jy nie hou nie. Wat hom 'n bietjie gaan was sy voete. Dan kyk jy wat gebeur met jou. Nie met hom nie. Jy, meneer hoogmoedig. Ouens, ons is niks beter as niemand op hierdie aarde nie. Niemand. Onthou dit asseblief altyd. Alright. Maar hoor wat sê nou. Maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie. Is dit nie amazing? Vars olie. Wat ek laasweek gesê. Die salwing breek die juk. Jy gaan dalk deur 'n tydperk omdat jy moedswillig onnosel is. Alles gaan met jou verkeerd omdat jy weier om die knie te buig. Omdat jy dink jy's reg. Die wêreld's verkeerd. Ek is altyd verkeerd in God se oë. Ek is, maar die Here weet. Ek het die salwing. Ek het sy genade. Ek het sy goedheid. En dis die enigste waarop ek beroem. Op niks anders nie. Daar's niks om op te beroem nie. Behalwe sy genade. As ons daar kom, dan sal God hierdie horing verhoog. Soos 'n buffel. Wat sê die Bybel? Sal jy 'n buffel met die hande vat? Satan sal nie naby jou kom nie, want hy het met 'n God te doen. Want ek het 'n vars olie wat daagliks oor my uitgegiet word. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie vir die goddelike woord.
u kosbare woord, u kosbare beloftes. En hierdie groot belofte, dat die salwing van die Heilige Gees, breek al die jukke. Kan ons dit vanmôre net verstaan? Jesus het gesê, gee die laste vir my. Maar ons dra dit steeds. Ons het vooropgestelde idees. Ons het besluite, ons. Mag die ons net heeltemal verpletter word, sodat u alleen sigbaar sal wees. Ek bid vanmôre dat die salwing van die kosbare Heilige Gees sal neerreën op die kinders. Vir die tye wat kom, onvermydelik, dit moet kom, die woord sê dit so baie, dit gaan kom. Ek bid dat ons onder die leiding van die Heilige Gees sal bly, sodat ons onderskeiding kan kry, sodat ons kan weet, wie is God, dat ons kan weet, ons het vrede, en dat ons regte kan ken in Christus, en dat ons elke vesting wat die duiwel voor ons oprig, kan stormloop en kan verpletter, in die naam van Jesus Christus. Vader, en ek dank U vir dit, die goddelike naam, bo elke naam, Jesus Christus. Amen. Baie dankie, mag die Here hierdie woord in jou hart vasmaak en seën, en storm vorentoe, ons het werk om te doen.